ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 253. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Daar's 8 verskillende titels in hom en ek behandel 8 verskillende onderwerpe binne die raamwerk van daai boek. Ek het so min of meer 13 jaar aan daai boek gewerk. So die inligting in daai boek is ongeëwenaar. Glo u my, as jy hom eers begin lees, dan gaan sekere wêrelde vir jou net oop. En natuurlik ook vir iemand wat iemand anders aan die dood afgegee het. Dit is 'n baie belangrike boek om te kan hê, en dit bring berusting ook in mense se lewens in. En selfs vir elkeen van ons, om die inligting te weet wat in daai boek is, wat gebeur met my, ek bestaan uit 'n siel, gees en liggaam, watter gaan waar, wat staan op, hoe werk, dis alles word in detail met addisionele skrifgedeeltes hanteer. So jy belangstel, kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Dis sodat die bo aangebring is. As dit die eerste keer sou wees dat u op een of ander wyse dalk nou eers na die eerste video gaan kyk, wil ek vra, gaan na deel 1. Begin by deel 1, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis wat so belangrik is. Baie belangrik om in te teken op die YouTube kanaal, sodat u die verskillende kennisgewing van al die lesings wat ons mee besig is ontvang. Stuur ook die kontak vir u vriende. Dit is lewensveranderend. Skryfblok en pen is uiters belangrik. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, u Jaffa, wat saam met Jaffa die begin en die einde is. Hy sê die eerste en die laaste, hy wat is, wat was, wat kom, die Almagtige. Dankie dat ons dit kan verstaan deur die lesing waarmee ons besig is oor die bo-natuurlikheid. Seën ons dan nou in hierdie studie vanmôre, maak die woord oop, gee vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike ore om te kan hoor wat u deur die Ruach HaKodesh met elkeen van ons wil deel. Ons vra dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa en die Jafisse sê halleluja. Halleluja, wat 'n voorreg om as 'n Jafis gereken te kan word. En weet jy wat? Net ek kan besluit of ek 'n Jafis is en u kan besluit of u 'n Jafis is. Wat beteken dit? Want ek moet kwalifiseer aan die standaarde om 'n Jafis te wees. Moet tot bekering gekom het, of ek moes my sondes bely, ek moes tot bekering kom, moes geonderdompel word en nou moet ek in heiligmaking lewe. Daai is die eerste 4 funksies om 'n Jafis genoem te word. Halleluja. Welkom by ons ontbytsessie. Mag dit vir u 'n groot seën wees vanmôre. Die verborgenheid van die bo-natuurlikheid van Jaffa, ons Elohim. Halleluja. Ons gaan kyk na Matteus 3 vers 4. Ons gaan aan Matteus 3 vers 4. Hy sê, en hy, dit is Johannes, hy sê in die Bybel Johannes, en hy Johannes, dis een van die min keer wanneer sê hy en hy, en dan sê hy die naam. Gewoonlik dan moet ek dit in hakies aanbring, né? En hy Johannes het 'n kleed gedra van kameelhaar, so hy het die velle van 'n kameel gedra, en 'n leergordel om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. So hy het gelewe van sprinkane en wilde heuning. So hy het nie geleef van 'n lekker ramsteik en varsgebakte, tuisgemaakte brood. Nee, hy het gelewe van sprinkane en wilde heuning. So hy totaal en al wat hy op die veld gelewe en van dit wat hy uit die woestyn kon kry om te lewe. Ek het 'n ruk terug op Discovery 'n video gesien. Dit was een aand baie laat. Ag, was ek 1-2 uur se kant. Het ek een aand so net geloer en gekyk. Toe het hulle 'n program juis oor die lewe binne in die Kalahari woestyn. Ek kon my oë nie glo nie.
te sien hoe die diere weet waar die water is. Dis woestyn. Maar hulle gaan krap, tot daar water uitkom, uit die grond uit. En hoe diep kan 'n dier krap? So diep, half meter miskien. En naderhand is daar water. En die klein plaintjies, die klein goggaatjies, hoe lewe een van die ander een, en dan die groter. En hoe hulle die goed opspoor, dit is hulle reukvermoë, hulle sight vision, hulle visie, hulle oogvisie. Jy kan dit nie vir iemand verduidelik dat daar soveel lewe in die woestyn is. En dan het hulle dit ook gewys in die nag, hoeveel lewe is in die woestyn. Hoe wonderlik. Het Jaffa, hy's groot. En hy het alles net gespreek. En dit was daar, halleluja. So wat het Johannes die onderdompelaar gedoen? Hy het 'n leergordel gedra, kameelhare vir klere, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. Nou, sê in vers 5, en Jerusalem en die hele Judea, hy sê nie net die helfte van Judea nie, dis die volk Judea. Hy sê in Jerusalem en die hele Judea, en die hele omtrek van die Jordaan, het uitgegaan na hom toe. Hulle hoor nie dorp, daar's 'n ou wat daar aan die kant staan en preek. Totaal ander goed as die 613 wette van Moses. Hy praat van 'n Messias. Hy praat van dit gaan waarkom in ons lewe. Praat hy 2000 jaar gelede. Sê daai Israeliete vir mekaar. Johannes wat uit die woestyn het gekom het, hy praat van die Messias is hierso. Jy weet, dit is eintlik lagweggend. Nou met Dani Botha se 2025 grapjas staaltjie van die wegraping. Hoeveel Jode het gesê die Messias is reeds in Jerusalem? Hy's daar, hy's klaar daar. Hy gaan hom net bekend maak. Elke nou en dan, daar's daar opskrifte op die internet wat sê die Messias is gebore, en die Messias is nou al volwasse, uit hom openbaar gemaak, en al die onbybelse inligting. Hoekom? Sodat hulle kan die derde tempel bou, of gebou wil kry. Wat ook natuurlik 'n massiewe leuen is. Weet jy hoeveel mense weet dit nie. Dan kyk na my reeks, die leuen van die derde tempel, maar ek wil sommer sê, kry 'n hele boks seatbelts en vat dit saam. Seer kry, gaan jy seer kry, omdat jou stoel uit te bly val. En Jerusalem en die hele Judea, en die hele omtrek van die Jordaan, dis die Jordaan rivier, het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop, geonderdompel. Daai gedoop moet onderdompel wees, want jy kan in die water staan en gooi 'n bietjie water op jou, dan is jy gedoop. Of ek skep 'n koppietjie water en gooi dit oor jou, of ek maak 'n kruisie op jou kop. Maar onderdompel, baptisio, to put in, to put under, to cover up. Halleluja. Hulle is deur hom in die Jordaan geonderdompel. Met wat? Met belydenis van hulle sonde. Nou wat doen 'n ou as jy jou sonde bely? Dis iemand wat tot bekering kom. Nou wat doen Johannes hierso? Hy's besig om 'n magdom van Jode te oortuig van hulle sondes wat hulle gedoen het onder die 613 wette van Moses. Terwyl hulle jaarliks die offerande het, hulle noem dit offer of atonement, wat vir die reiniging van hulle sonde, to be atoned. So wat doen hy? Hy praat in teenstryd met dit wat die 613 wette van Moses geleer het. En hier staan Johannes, maar hy moes seker kon gepreek het. Want die Bybel sê, en hulle is deur hom in die Jordaan geonderdompel. Wie? Die mense van Jerusalem, die mense van Judea, en die mense van die omtrek, van die omgewing, van die Jordaanrivier. Hulle hoor hierdie man preek. En wat gebeur? Jy sien, onmiddellik spreek Jaffa tot die mens. En hulle hoor die Ruach met hulle praat.
Ek dink nou vandag aan 'n skrifgedeelte in Handelinge 2 vers 36. Handelinge 2 vers 1 is die dag waar die uitstorting van die Ruach HaKodesh in die tyd van Petrus in die oppersaal waar die 120 saam was. En dan daal die Ruach neer, die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. En daar's gesien soos tonge, hy sê nie dit was tonge van vuur nie, dit is gesien soos tonge van vuur. Net soos wanneer hy sê, toe Jafashua geonderdompel was, en die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, het soos 'n duif op hom neergedaal. Het was nie 'n duif nie, die kerk het ons geleer was 'n duif, en nogal 'n wit duif. Wit duif, net sê vir jou sê, wit duif is die embleem van die vrymesselaars ook, hoor. Dis hoekom ek die buiteblad van die Restoration of the Original Sacred Name Bible verander het, want ek het kopiereg, vertaalreg, ek het alle regte, verspreidingsregte, drukregte, alles by die Amerikaners gekry, klompie jare gelede, en toe ek die Bybel daar druk het in China, so 5 jaar terug, het ek die buiteblad, die omhulsel, het ek die vrymesselaar duif afgehaal. Geen vrymesselaar duif, want baie min, en dis nogal die wet duif met die lorierkraansie in sy bek. Alright, die lorierkraansie is deel van die songod se embleem. Nou hoe weet ek dit? Wat hang hulle om die ouens by die Olimpiese spele vroeër jare? Wat het die Grieke om die ou gehang wat gewen het by die atletiek, by die Olimpiese spele? 'n lorierkraans, lorierblare. Hoekom? Want dis die songod se embleem, die loriertakke. Sien hoeveel min weet meeste van ons mense regtig. En dan sê hy dat toe Noag die duif uit die ark uitgelaat het, dat hy terugkom met 'n takkie in sy bek, toe sê hulle dit is 'n loriertakkie. Nee, dit was nooit 'n loriertakkie. Die Bybel sê nie so nie. Dit is verander na 'n loriertakkie toe. En daarom het die wit duif wat jy sien dan, meeste van die tyd, het dan ook 'n takkie in sy bek, en so was hy op die Restoration Bybel gewees, 'n loriertakkie. En as jy die gekleurde Bybel het, die swart en wit Bybel, sien jy die duif is wit, met die loriertakkie, dis alles te doen met die songod. Nou die vrymesselaars, wie is hulle? Hulle is totale songod aanbidders. Totaal. New Age. Hulle is gewortel in die New Age. So, en dis hoekom ek het van die Bybel afgehaal het. En die naam Jaffa opgesit. So, en Jerusalem en die Judea het uitgegaan, en hulle is deur hom in die Jordaan geonderdompel. Hierdie Johannes die onderdompelaar, hy preek, en die Ruach werk in die harte van die mense. Nou sê my vra, prof, maar waar kom die Ruach HaKodesh nou vandaan? Daar was nog nie 'n uitstorting van die Heilige Gees nie. Ons lees nie in die Ou Testament, onder die 613 wette van Moses, veel van die uitstorting van die Ruach HaKodesh, of die werkinge van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees nie, of die vrugte van die Ruach HaKodesh nie, baie min. Wat het die Jode oortuig, hierdie Israeliete? Wat het hierdie Israeliete 2000 jaar gelede oortuig uit die prediking van Johannes die onderdompelaar wat uit die woestyn uitkom? Dit moet nogal 'n gesig wees om hierdie ou te sien met sy boshare en sy bosbaard, want hy het nie haarkapper gehad nie. Hy het ook nie geskeer nie. En hy moes heel waarskynlik verskriklik harerig gewees het, bruin gebrand, met hierdie kameelhaar en 'n leergordel en sy leerplakkies en goed. Dit moes 'n gesig gewees het. En hier staan hierdie man en hy preek in stryd met dit wat die 613 wette van Moses geleer het. Nie een keer in die 613 wette vind ek die uitroep, bekeer jou en laat jou onderdompel nie. Nie een keer nie. Nee, dit was maar, die Engels sê continuation, die aanhoudenheid van die ritueel, van die vergifnisoffers wat jaarliks gebring was. En die ouens het maar seker gemaak, hulle het die bokkies en die lammetjies, die ouens wat gehou het van horeer en daai goed, hulle het gesorg dat hulle ekstra bokkie en lammetjie het wat hulle kan teel, dat daar 'n offertjie is volgende jaar.
Maar daar was nie berou in die ouens se harte nie. Alhoewel die hoofpriester gesê het, julle sonde is julle vergewe, maar hulle het nie berou gehad en hulle lewenswandel verander nie. Ek sien dit nêrens nie. Ek sien dit nie. Maar die Bybel sê hulle sonde het gestyg tot aan die troon van Jahwe. En het hom gegrief dat hy die mens gemaak het. Dis wat die woord sê. En dit het gebeur op verskillende plekke. En die dorp gaan uit na hom toe om geonderdompel te word. Nou sien ek in Handelinge 2:36-41, ek wil net terugkom na wie het hierdie mense oortuig 2000 jaar gelede. Hulle het nog nooit, hulle is nie geonderdompel nie. Hulle het nog, voor hulle geonderdompel is. Hulle was nog nooit geonderdompel nie. Die 613 wette van Moses aan deel gehad. Hulle het nie gefunksioneer in die werkinge van die 9 gawes van die Ruach nie. En natuurlik al die ander gawes ook, sien jy 9 nie. So wie het hulle oortuig? Kom, wie sê u? Wat sê u as ek vir u sê dat die Heilige Gees het hulle oortuig? Die Ruach HaKodesh het hulle oortuig. Maar wanneer en waar het hulle dan die Ruach gekry? Jy sien, dis waar die kerk, die protestante kerk, ons oor totaal weggedraai het van sekere waarhede in die woord in Genesis wat ons nooit geleer was nie. Omdat ander gebeurlikhede in die Bybel meer klem opgelê was asof dit vir die eerste keer in die Nuwe Testament gebeur het. Nou wat ek gaan doen, ek wil hê jy moet bietjie dink tot môreoggend hoe dit gebeur en wat het hierdie mense oortuig van hulle sonde en ongeregtigheid, sodat hulle deur Johannes geonderdompel kon word. Lees gerus hierdie stuk verder, maak jou notas. As Vader se wil is, kom ons môreoggend by mekaar. Maranatha, Jahwe kom weer, halleluja.